die titel kon gegee het vir my preek, sal die titel wees, sien julle dat die oes ryp is. So, voordat ons hierdie vraag nou kan mooi antwoord, moet ons saam lees uit soos ek sê, Matteus hoofstuk 9. En ek gaan nog vanaf vers 35 lees. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Weet jy, een van die dinge wat ek oplet, wat die kerk en die owerstes van die kerk probeer kry, is om die lede van die gemeentes betrokke te kry in Bybelstudies, om van deur te gaan, miskien om te klop, of op maniere, hulle vra eintlik, julle moet maniere uitkies. Ons weet dat deesdae is dit nie goed, wel jy kan na 'n persoon se huis toe gaan, maar daar's 'n video wat so vir jou, kamera wat so vir jou kyk, en as jy so aan die ding, die knoppie druk, dan vra hulle, wie is jy? En dan moet jy nou jou antwoord goed gee. As jy nie mooi gee nie, dan sê nee, ons is nie tuis nie. En dan, jy kan nie by die huis inkom nie. En net onlangs het ons iemand gehad wat by ons sin, wat ons, maar ons het nie, ons kan hulle gesit en nie, maar ons kan hoor, hulle lei die klokkie, en die persoon, en toe sy vra, wie is dit? Toe sê hulle, ons is mense wat julle van die liefde van Jesus wil vertel. En ek dog toe vir myself, ek ken wie julle is. En wat my bekommerd was, is dat hulle skuil agter die naam van Jesus. Hulle sê hulle gaan Jesus aan my verklaar, maar dis nie wat hulle wil aan my verklaar. Hulle wil my, hulle sienspunt van wat die woord sê, probeer oortuig. En ek gewone, dis miskien wat ons ook doen. Maar die verskil sal miskien wees wat ons sal sê, is dat ons het die waarheid. Hulle moet dit kry. En dan wonder ek vir myself, toe Jesus nou gevra het, wat is die 2 grootste wette? En Jesus gesê, jy moet die God lief hê met jou hele hart. En toe sê die ou, omdat hy het hom gevra, Jesus, toe die ou vra, wat is die grootste wet? Toe sê Jesus, wat sê jy? Hoe lees jy dit? En dit is akuraat, jy moet God lief hê met jou hele hart, en dis die eerste boodskap aan julle. Julle moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met alles. Jy moet hom lief hê. Maar dan sê hy, en dan verder, jy moet jou naaste lief hê, soos jy jouself lief het. En Jesus antwoord en sê, dit is die totale wet opgesom. Nou as ek dit vir julle moet sê, dit is die totale boodskap aan julle, wat julle moet doen. So moet julle nou uitgaan en die mense vertel, jy is lief vir Jesus. Moet julle uitgaan en sê, ons is lief vir ons naaste. Want ek dink julle moet dit uitlewe. Dit is belangrik. Maar dan vra die slim man vir Jesus, wie is my naaste? Nou,
as ons so na die oes kyk, nou moet ons probeer bepaal wie is ons naaste, né? Omdat ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En as ons dink aan ons naaste, dan dink ons aan mense wat 'n gebrek van kennis het. Ons dink ons moet hulle gaan vertel om Joos van die nuwe paus wat Amerikaans is. Nou julle kyk seker my. Wat gaan hier so? Ek wil jou vertel, dis 'n teken. Maar ek hoef nie die mense gaan vertel. Hey, dis die slang daar. Partyke krap ek waar dit nie juk nie. Party alles is nie eens bekommerd oor die paus nie. Maar ons wil hulle bekommerd maak oor die paus. Wat is ons boodskap? Ons moet mense kry by 'n plek waar hulle God liefhet met hulle hele hart. Met alles wat hulle het, dat hulle hom wil dien. En dan moet ons hulle vertel, hulle moet hulle naaste lief hê soos hulle self. Jy sien nou, wie is my naaste? Dit was die vraag, wie is my naaste? Jy sien, ek vra nie dat julle moet begin Bybelstudies gee. Ek wil hê dat julle naaste moet raak sien. Maar julle dink julle naaste is daardie mense wat geen kennis het nie. Ons moet hulle gaan vertel van die sout. Ons moet hulle gaan vertel van die toestand van die dood. Ons moet hulle gaan vertel, weet jy, die pitte wat julle eet is nie regte pitte nie, spoeg hulle. Dis wat ons dink ons moet doen. Nee, ons moet hulle gaan kry om God lief te hê en hulle naaste lief te hê. Nou, toe hy nou vir Jesus vra, wie is my naaste? Kry ons eers die verhaal van 'n priester. Hy het nie eens sy naaste raak gesien. Hy het hom raak gesien, maar hy het gedink hy het nie tyd vir hom. Die naaste was wie? 'n gewone ou soos ek en jy, wat op planeet Aarde was, en hy was in die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, dit kon jy gewees het. Dit is hoe dit is. Dit laat my altyd dink aan daardie persoon wat vertel, waar as ek vir hom vertel, ja, die dinge gaan dan nog kwaai. Weet jy, ek gaan werk toe ek by die werk kom, vertel my, jy het nie meer werk hier so nie. Ja, hy is ontsteld. En hy wil sy vrou gaan vertel, maar toe by die huis kom, is die huis leeg en sy vrou is weg. En hy vertel sy vriend. En sy vriend sê, ja, dit kon erger gewees. Hy sê, dit is niks. En hy vertel hoe erger dit is, en die ou sê, nou dit kon erger gewees. En nou dan sê, ja, wat bedoel jy, kon erger wees? Ek het alles verloor. Hy sê, dit kom met my gebeur. So baie keer is ons dankbaar, dit nie met ons gebeur. Jy sien, ek wil julle vertel, julle naaste is mense soos julle, wat worstel met die storms van die lewe. Hulle is besig om emmers te vat en te probeer oorleef. Hulle weet nie na wie te draai nie. Jesus sê, toe hy hulle raak gesien het, sê hy daar, hy sien hulle soos mense, luister dit, hy het innig jammer gevoel vir hulle. Voel julle jammer as julle iemand sien wat seer kry? Of sê, ek so bly is nie ek. Dit een van die dinge wat my tref van Jesus, hy het innig voelens gehad vir mense. Hy sien 'n vrou eendag uitloop, sy huil, snot en trane. Nou ek weet nie hoe voel julle as julle 'n vrou sien huil.
My vrou hou hierdie goed dop op Facebook van die reels en hulle wys nou 'n reël waar die mans nou trou en terwyl sy bruid so afkom sny sy bruid klippe getuil. Sy sê, jy het nie so gehuil. Ek sê, ja, ek het nie binnekant so gehuil. Jy sê, ons mans reageer nie dieselfde nie. Maar in elk geval, julle wonder hoekom sê ek dit. Jy sê maar, is ons nog as mans sug genoeg, dat as ons 'n vrou sien wat sukkel met al die kruideniersware te probeer dra, dat ons net gaan en sê, kan ons jou nie help om dit te dra. Maak ons 'n deur oop. Jy sê wat ek probeer sê, dit gaan nie oor die Bybelstudies gee nie. Die oes is ryp. Jesus vertel ons hoe die oes lyk. Die oes, sê hy, is moeg en uitgeput. Het julle gehoor? Dit is 'n oes wat moeg is en uitgeput is. Ek wil jou vra, wat beskryf hy werklik daar? Die toestand van ons wêreld. Die mense is moeg en uitgeput. En dan sê hy verder, wat ons eintlik moet skei van ander, dat hulle so skape is wat nie 'n herde het nie. Ek wil julle vertel, as julle nie Jesus gehad as jou herde nie, dan sou julle moeg en uitgeput gewees het. Sonder twyfel. Jy moet 'n herde hê wat jou gaan lei na groen weivelde. Hy gaan nie een wees wat jou gaan vat na die riviere waar die water soet proe. Hy moet dit doen. Jy moet 'n herde hê. En ek sien baie keer kom herders aangestap en hulle sê ons het die belofte land in sig en ons wil julle vertel en tussentyd vat hulle jou by die wandelpaadjie af help. Ek wil jou vertel, ek kyk om my en ek weet nie waarom te begin nie, so baie is daar wat moeg en uitgeput is. En ek wil jou vertel, ek hoef nie ver te kyk, ek hoef net in die kerk te kyk. Ek sien mense wat in die kerk loop, hulle het probleme met hulle lewe. Hulle het probleme finansiëel. Hulle het probleme met hulle verlede wat opvang met hulle. Hulle eie gedagtes val hulle aan. Hulle wonder, as daar 'n God is, sal hy my kan raak sien. Hulle is soos hierdie vrou wat uitloop, sy huil. Ek bedoel, sy klaar die aandag. Mense wat huil is mense wat van twee dinge gebeur. Jy het iets seer gekry, of wat? Wat nog? As jy mense sien wat huil. Het kan dood wees. Eensaam? Jy sien, jy vertel my, daar is mense wat ons in hulle huil. Huil is 'n manier, ek wil jy vertel, mans huil ook, maar ons doen dit nie openbaarlik, ons gaan binnenkant. Ek onthou eendag, ek moes my gym, dit was 'n groot gym met baie gereedskap, met groot gewigte en alles, moes ek in een dag vervoer. Uit waar ek was na 'n nuwe plek. Dit was en ek gewonder, hoe gaan ek dit reg kry? En ek onthou ek het mense gehad wat vir my gewerk het. Hulle was maar geen spiere nie. Maar hulle was gewillig. En ek het maar begin en ek het gesien toe ek sê kom ons laai en ons vat. Hulle vat die ligte gewigte. En dan loop en ons moes by 3 verdiepings afloop by die trappe. Af en dan sit hulle die goed neer en dan stap hulle op. En nadat het ons dit gelaai met al die banke en al die goed, maar die gewigte wag nog vir ons. En ons is vol gelaai en ek vat dit na die nuwe perseel toe en
ons laai net af en dan gaan ons weer terug. En nadat ek bid vir die Here, ek sê Here, soos hulle, nee, ons het werk is nodig. En ek bid en ek huil, hulle sien nie, hulle is agter op die bakkie en ek spoor en ek huil en ek sê Here, jy moet hierdie ouens maak dat hulle soos Simpson is. Jy moet hulle krag gee, ons gaan dit nodig hê. En ek kom daar en ek sien ewe skielik iets. Hulle loop na my grootste masjien. Hulle totale gewig was nie eens 'n derde van daardie gewig. Hulle loop na hom toe. En hulle tel hom. En hulle vat hom by die trappe af. Hulle sit hom op en hulle gaan weer terug. Hulle was soos masjiene. Hulle gaan en sit neer en ek kyk en ek besef die Here het hulle die krag gaan sien. Reg? En ons is by 3 uur die volgende oggend het ons daar die hele jamboe gemaak. Jy sien, daar is behoeftes daar buitekant. En dis nie behoefte van wat is die toestand van die dood. Hierdie vrou kom uit. Sy huil. Dis al klaar 'n teken dat daar iets is besig om met haar te gebeur. Jesus het deur dit sê daar, en Jesus het by al die stede en dorpe. Weet jy, ek hou van die Afrikaans. In die Afrikaans sê dit stede. Die vertaling van stede is wat? Cities. Ons praat nie van dorpies nie. Cities. So dat is nie, en dan sê stede en dorpies. Soos Hermanus en Kleinmond. Ek het gesien Kleinmond het ten minste Checkers. Wat ek probeer sê, Shoprite. Dit is 'n Checkers. Shoprite Checkers. Julle het 'n shop. Maar wat ek probeer sê is, julle is nog 'n dorpie. En in julle dorpie sien hy mense wat moeg en uitgeput is. Al is julle afgetree. Julle is moeg en uitgeput. Julle wonder vir jouself, wanneer gaan dit ophou? En party van ons dink die enigste tyd dat gaan ophou is klaar is. Wat ek lê. Dis die enigste tyd. Dit is die enigste tyd. Nou baie keer wil ons sê dat Jesus moet doen wat hy daar gedoen het. Hy het hulle gesond gemaak. Dit sê elke siekte en elke kwaal onder hulle die volk genees. Ons wil dit ook doen. Maar dit is nie hoe jy die oes wegkry. Jy sien, om te weet dat die oes ryp is om te sien iemand huil. Jy sien, Jesus doen iets, hy huil. Jy kan dit nie mis, ek gaan die ander wys, maar hy sien 'n vrou uitloop en daar dra hulle nou 'n man op 'n bed. En die woord sê vir my, sy hart het na hulle uitgegaan. Die toneel wat hy raak gesien het hom aangeraak. Dit het hom geroer. Nie net geroer nie, maar hom so geroer dat hy moes iets doen. Hy kon nie net kyk nie. En hy loop na die vrou toe en hy sê vir haar, moenie huil nie. Op watter grond kan hy sê, moenie huil? As jy na die toestand kyk, sy is 'n weduwee, wat sê dit vir jou klaar, dames? Sy het nie 'n man nie, 'n versorger nie. Hy is weg. Sy het staat gemaak op haar seun. Maar nou is hy ook weg. En die woord sê vir my, sorg vir die weduwees. En Jesus kyk en hy sien dit alles daar en hy loop na toe sê moenie huil nie. Nou wat sê jy vir 'n persoon moenie huil nie?
Ekskuus? As jy kan help. As jy iets kan doen. Anders moet jy net saam met hulle gaan help. En baie keer moet ons besef, baie keer is dit net goed om saam met hulle te gaan sit en help. Dit is baie keer die beste vertoesing. Dit bedoel, jy weet dat hulle seer kry. Maar Jesus sê, moenie huil nie. Hoekom? Hy draai om en hy doen wat sy nodig. Vat die seun by die hand, tel hom op. Hier is jou seun, hier is jou moeder. Sy ma staan by sy kruis dood. Sy huil. Sy een disipel vriend staan ook daar. Hy huil ook seker, maar aan die binnenkant. Maar hy draai om en hy sê vir sy ma, dis jou seun, seun, dis jou ma. Jy sien, hy het iets raak gesien waar die hand van God iets kon doen. Die oes is ryk, die bevriende, dit is daar. Die mense is moeg en uitgeput. Wat 'n groot oes wil jy hê? Die geleenthede word eintlik geskep vir jou. Jy moet dit net raak sien. Mense wat finansiëel sukkel. En dit gaan baie keer net oor die feit dat hulle nie kennis het hoe om R10 te maak dat dit soos R100. Hoe doen jy dit? Hoe maak jy R10 dat dit soos R100 is? Jy praat met die Here. En hy vertel jou die stappe. Ek het al gesien hoe hy mense vat wat bankrot is. Hulle moet dit net verklaar. Ek het by een van die gyms wat ek in die einde oorgeneem het. Ek het ingestap. Die vriend van my het my gebel, daar is 'n probleem, ek het gesien, is reg gekom. Toe ek daar kom, sê ek hom, hy moet my toelaat, ek wil net kyk. Ek het vroeg in die oggend opgestaan, saam met die mense gaan werk. Hy het 'n ander gym opgemaak, dit is mooi, die ander een het gesien, maar in elk geval, met tyd, toe sê ek wil graag, wie is jou boekhouer? En hy sê vir my, nee, so en ek sê, bring my boekhouer, bring ons by mekaar, laat ons vir die kan gesels, en ek kom, en ek sê, jy moet hulle sê, jy is mos, die ou, jy is een van die eienaars, die uit vernoot gaan. Ek sê, ek het met julle ernstig gesê. En ek kom dan en ek sê, is dit die boekhouer? Ja. Ek sê, kan jy my vertel die finansiële toestand van die persoon is stil. Ek sê, jy doen die boekhouer nie maar. Ek sê, wat sê dit vir die boeke? Is hierdie besig om te lewe of is hy besig om dood te gaan? Ek sê, volgens my konsep is dit besig om dood te gaan. Jy sien, as jy nie sien dat iets is besig om dood te gaan, as jy nie sien dat iets moeg is en uitgeput is, as jy dit nie sien nie, soos my bakkie, jy sien, hy kom nie meer met die bakkie. Hy was moeg en uitgeput. Ek het hom ingestuur dat hy nie meer moeg is nie. En hy eet baie geld. Maar hy gaan terugkom en hy gaan nie moeg wees en uitgeput. Jy sien, die doel is, jy kan nie sê, moenie huil as jy nie iets gaan doen. As 'n persoon honger is, moet jy sê, moenie maar ek bid vir jou. Gee hom kos as jy kos het. Die woord sê vir my, as jy brood by jou deur aanklop en jy het brood, jy moet hom die brood gee. Jy kan hom nie wegstuur nie. En ek help toe hierdie mense, geef hulle die advies en ek sê, jy moet dit toepas. En ons pas dit toe in 'n nie eens 2 jaar se tydsperiode is die finansiële toestand heeltemal reg. Sien, die woord van die Here is vol. Het julle ooit gewonder, dink ek met julle al gepraat,
Weet jy kry die boom van lewe in die nuwe Jerusalem, nee. Die boom van lewe is daar. Die water loop so tussen die boom, hy is nog so. Het jy al gelees van dit? Dit is in die laaste hoofstuk van Openbaar. Nou dit bedoel ons is klaar in die hemel. Verstaan jy? Ons is nie meer op planeet Aarde, ons is klaar in die hemel. En dan sê die woord vir my, die blare van die boom is vir die genesing van die mens. Dis nou interessant. Waar soos het ek gesê? Wie siek daar? Wie is moeg daar? Wie is uitgeput daar? So wat het die blare wat mense gesond maak voor? Wat is dit? Ellen White vertel ons, dit is die beloftes van God. Die beloftes is die blare van die boom. Nou wil jy vra, waar is die beloftes beskikbaar? Jy sien, nou gaan ons van dit klaar gebruik om te eet, omdat ons gaan deur die blare, gaan ons vir ewig gelukkig wees. Omdat ons die beloftes aanvaar. Die Here gaan ons versorg in die hemel, nie jy jouself nie. Die Here hy gaan vir jou huis gee met al die geld wat jy nodig het. Hy gaan alles doen vir jou, man, dit is sy belofte. Daar gaan nie meer trane wees nie, daar gaan nie meer, dit is 'n belofte, maar hy beloof al klaar hier vir jou dinge. Pluk daardie belofte en eet dit, pas dit toe, daar gaan genesing kom. Dis die boom van lewe. Die beloftes van God is die boom van lewe. Jy kan sy beloftes vat en jy kan dit na die bank toe vat en sê, dit is 'n belofte, die Here gaan voorsien. Maar jy moet die reëls toepas. Jy moet hom smeer. Ek dink altyd aan Hesekia. Die Here maak hom gesond. Maar dan stuur hy vir Jesaja en hy sê vir hom, gaan sit vyepaltes op hom. Hy het ons klaar gesond maak. Hoekom nie vyeblare en goed nou? Hoekom? Jy sien, daar is dinge wat jy moet toepas, sodat jy nie weer siek sal word. Jy breek 'n reël, jy gaan seer kry. Wanneer jy die muur herstel, dis soos as jy skape het en 'n muur gebou, hulle is veilig. Breek die muur af. Nou moet jy 'n plan maak. Wat doen jy? Jy bou die muur weer op. Dis die doel van die blare. Dis die doel van die beloftes. Dis waar die Here sê, ek sal dit op jou harte skryf, sodat jy vir ewig gelukkig en gesond sal wees. Jy gaan die beloftes toepas. Deur geloof gaan jy daardie belofte vat, toepas en lewe. Nie net hier nie, daar. Maar jy kan al klaar die blare hier pluk. En waar jy sien dat iemand 'n pyn het, jy kan dit toepas. En dan kom genesing. Ek dink aan so baie maniere. Jesus kry manne blind is. Van geboorte. Die ouste is dit sy ouers of is dit hy wat so gesond is? Verkeerde vraag. Jesus spoeg in die grond. Hoekom? Daar spesiaal goed in die moeder. En mense deesdae soek daardie grond. Ons net daardie goed kry, maar daar's 'n probleem. Hulle het ook die spoeg nodig. Jy sien, dit is nie ding. Jesus het hom vertel, gaan was nou aan. Wanneer het die gesondheid gekom? Toe hy gaan was. Jy sien, die reëls is daar vir genesing. Maar jy moet dit toepas. So, wat ek wil hier moet raak sien is, eerstens my vraag was, sien julle dat die oes ryp is?
En miskien terwyl julle hierso sit, voel julle soos daai oes wat ryp is. Julle is ook miskien, soos dit daar sê, moeg en uitgeput. Die enigste vraag wat jy dan vir jouself moet vra, het ek 'n herder? En is ek Psalm 23 herder? Het jy iemand wat jou gaan lei na waters en na weivelde toe? Al berei hulle 'n tafel voor my in die aangesig van my vyande, hy sal my kop salf bevoor. In die aangesig van my vyande. Jy sien wat ek wil hê jy moet doen? Julle moet eers daardie handewerk van God voel in jou eie lewe. So jy sal dit nie voel nie as jy dit nie goed toepas. Hoe keer julle dat julle moeg en uitgeput is? Ek wil julle vertel, ek dink aan daardie woorde van Psalm 103 wat sê, loof die Here o my siel en alles wat binne is my loof sy heilige naam. Wat doen hy? Hy maak my jeug soos die van 'n arend. Voel so, ek weet nie hoe voel julle ou mense. Ek voel vol energie. Ek is nie moeg nie. Ek is soos die Everlasting Rabbits, die batterye wat nooit doodgaan. As ek nou net kyk, dit is wat gebeur met jou wanneer jy gevoel word met. Hy sê, jy gaan hardloop soos jy nooit tevore gehardloop. Die ander dag het ek besluit ek moet 'n lig gaan aansit, ek is besig om aerobics te doen. Kan jy glo ek gee aerobics vir ou mense? Maar ek sien dit begin donker raak en ek hardloop na die lig. Ek hardloop. Ek was selfs verbaas toe ek so. Miskien het ek snaaks geluid toe ek gaan. Ek het nie gesien hoe lyk dit nie. Ek het nie geweet ek hardloop. Maar miskien het ek so. Maar dit gevoel is, ek is vol lewe. En Jesus gesê, ek het gekom om jou lewe te gee, en lewe in oorvloed. Julle kan my nie in 'n hok sit en net laat ek gras eet. Nee, ek is nog nie daar nie. Ek bedoel, ek dink selfs Abraham was nie eers daar, hy was eers daar toe hy 100 jaar oud is. Sien, wat ek probeer sê, as jy net mooi kyk, sal jy sien, daar's mense wat sukkel net soos julle. Maar ek hoop voordat jy met hulle gaan praat, dat jy self na die Here toe gaan sê, ek is moeg en uitgeput, maar U is my herder. Gee my insig, hoe hanteer ek dit? Dan vat jy daardie informasie en dan deel jy dit met iemand wat ook dieselfde moeg en uitgeput gevoelens het. Ek dink aan 'n voorbeeld waar 'n moeder haar kind verloor, of ouers haar kinders verloor. Dan kom mense wat honde het en hulle word dit net onder ons gesterf. Dan sê hulle ons weet hoe jy voel. Regtig? Of jy gaan na die persoon toe. Moenie worry. Jesus is die beste blommetjie gepak. Jy verstaan wat ek probeer sê? Partykeer probeer ons mense troos met die verkeerde woorde. Ek het gehoor van 'n dame wat gesê het, toe iemand vir haar sê Jesus is die beste blommetjie uitgepik, toe sê sy, maar hoekom het hy nie iemand anders se blommetjie gepik? Dit is baie woorde, nee. Jy sien, ek het jou die oes is ryp. Ek het nog nooit in my lewe 'n mens gesien soos nou. Dit gaan nie oor of hulle die toestand van die dood hoor. Hulle kan nie die lewe meer hanteer nie. Ek lees steeds daarvan soveel mense wat hulle lewens vat. Hulle kan dit nie meer hanteer.
dan lees ek in die woord van die Here woorde waar dit sê, hulle wil graag doodgaan, maar die dood verby. En ek kyk na mense en ek sien dat mense partykeer sê, ek wens die Here vat vir my, ek is nou moeg. En dan vat jy die pakker weer. Miskien, dit laat my aan my ouma dink. Sy wou so graag gaan. Sy was 92. En op 'n tyd het sy eindig gelê. Maar nou dan kon sy nie meer nie. Maar eendag het die Here asem toe. Jy sien, ek glo die oes is ryp. Ek glo dit, maar nou moet ons die vraag vra. Gaan ons die Here vra vir die regte werkers? Of gaan ons die skoen probeer aanpas by almal? Almal het 'n probleem met die toestand van die dood, so ons vertel aan almal van dit. Gaan sit eers met die persoon, luister. 2 ore, voordat jy iets sê, luister. En soos ek gesê het, in die kerk sien ek dit. Die oes is ryp. Ek wil terugkom om te eindig by die verhaal van die goeie Samaritaan. Jy sien, die predikant was op pad kerk toe. Vandag het ek iemand gesien wat behoeftig was, maar ek was op pad kerk toe en ek gedink, ja, as ek nou stop, gaan ek laat wees by Here, dan gaan julle kwaad wees vir my. Wonder. Nou ek hoop as ek daar huis toe gaan, en ek sien, ek kan nie sê, ek so pad klein moet doen. Ek moet iets kan doen, dit is nie maar nie. Wat ek probeer sê is, ek lees van 'n predikant, hy sien 'n ou wat in 'n toestand is, maar hy loop verby so kyk toe en hy is geseën. En dan kom 'n ou wat geleerd is. Hy sien ook die toestand, maar hy loop verby, hy loop aan die ander kant, hy wil nie betrokke raak nie. Jy sien, jy moet betrokke raak. Moet jou hande vuil maak. Naderhand is daar 'n Samaritaan. Samaritane en Jode het nie by dieselfde tafel aangesit. Maar die Samaritaan kyk na die Jood en sy gevoelens gaan uit aan hom, omdat hy besef, kyk, daar is 'n ou met bloed in sy are net soos ek. En hy loop na die persoon toe. Hy doen wat hy kan. Hy sit hom op sy donkie. Hy vat hom na die plek toe. Hy sê vir die ou, ek weet dit gaan geld kos. Maar maak hom asseblief versorg hom, ek sal terugkom en jou betaal. Dit is toewyding. Toewyding met sy tyd en toewyding met sy geld. Dit is regtig toewyding. En die interessante ding is, hy is die een wat die oes gesien het. En is waar, hy was bekwam om dit te kon doen. Maar partykeer dink ek dat ons, as ons nie weet wat om te doen nie, moet ons na die Here toe gaan en sê, die Jesus, jy het 'n persoon op my hart gesit. Ek het iemand raak gesien. Asseblief Here, vertel my, hoe kan ek met daardie persoon doen? En moet hulle nie asseblief vegetarian recipes gee. Ek sê nie dat is 'n fout nie, maar gee hulle eerder Jesus, laat hulle van sy vlees eet en van sy bloed. Dit is waar ware gesondheid vandaan kom. Verstaan wat ek probeer sê? Ek dink aanhoudend aan myself. Ek weet van 'n ander predikant wat ook kanker gehad het. Toe hy die Here vra, Here help my. Toe lei die Here vir hom in 'n rigting van kos. En die kos het ook gesond geraak. En ek dank die Here daarvoor. Maar nou vertel hy almal, as jy dit eet, gaan jy nie kanker kry. Ek wil nie strei nie. Ek was gesonde eet my hele lewe en ek het kanker gekry.
weet jy wat my probleem was? Ek was in die son. En die son het my gebrand. En ek het melanoma gekry. En ek het uitgevind, kos gaan my nie gesond maak. Hulle waarsku my, moenie meer in die son loop nie. Ek vermy die son soos dit. Sien wat ek probeer sê, daar is verskillende blare. Maar gaan na die Here toe, gaan na die boom van lewe en sê, Here, wat 'n blare moet ek doen? Vir hierdie persoon. En dan pas jy dit toe. Maar gaan bid, worstel met daardie persoon. As jy mense om jou sien wat moeg en uitgeput is, daardie oes is ryp. Daardie persoon het hulp nodig. Lei hulle na die bron van lewe toe. Jy sien, Jesus het vir die vrou gesê by die put, as jy geweet het van die water wat ek het, dan sal jy my vra. Jy sien, ek wil hê ons moet weet dat as jy geproe het van die water van die lewe en jy voel soos ek voel, dan wil jy dit deel. Vertel julle. Die oes is ryp. Ek hoef nie die paus te sien om te sien is ryp. Ek moet net om my kyk. En wat ek gehoor het vandag oor Joos toe jy gebid het, jy het verlede gebid, wat moeg en uitgeput is. Daar is 'n persoon se niere is moeg en uitgeput. Wat moet ons doen? Here van die leerskare. Wat kan ons doen? En dialysis? Hooplik nie. Ek dink aan Gerard. Moeg. Sy hart is moeg. Uitgeput. So wat ek probeer sê, die oes is ryp. Ek sien dit. En ons naaste is die wat ons raak sien. Wat moeg en uitgeput. Dis nie beoordeling tyd nie. Dit is ook nie ek moeg en moeg en Here, U beloof, U gee die lewe en U gee dit in oor. Ons moet mense se trane hierso klaar afvee. Jy hoef dit nie te wag vir die hemel nie. Sien julle nou dat die oes is? Ellen White sê vir ons, sy sê hierdie woorde, a loving and lovable person will do more to win souls to God's kingdom than the preached word. Jy moet net jou naaste lief hê. Kom ons maak ons oor toe. Vader in die hemel, ons sien die oes is ryp en ons besef, partykeer as ons sien, ons is daardie oes. Ons is moeg en uitgeput. Ons probeer onsself red soos die disippels en naderhand draai ons na U toe en sê, gee U nie om nie. En al wat U doen, dan is U staan op en U sê vir die wind en die storme, wees stil. En is stil. Asseblief, liewe Jesus, wees weer 'n werklikheid in ons lewens. Sien elkeen wat hier vandag is en Here sê die wat ook gekyk het. Want ek vra dit in Jesus se naam. Amen.